I genuinely think that rugby has the ability to unite everyone around the world, and I could not think of a nation that needs it more than you guys right now. So on that, well done. En het rugby ons wel verenig? Nee. Dit kos baie meer as net rugby, want wat ons 'n afgod van gemaak het, gaan nie die oplossing bring waarna ons soek nie. Die volkshonkering dat ons as 'n eenheid begin saamstaan, die verlede en verskille vergeet en vorentoe beweeg as een volk met een doel, 'n toekoms waarin ons voorspoedig kan wees en kan bestaan as 'n selfbeskikkende volk. En selfbeskikking bring verdeeldheid. Kry dit nie reg nie. Want so gou as ons 'n groep eensdenkendes bymekaar kan kry, is daar altyd 'n element wat infiltreer en die gees demp en dan verraai. Daar is mense onder ons wat ons doelbewus ondermyn sodat ons as 'n boerevolk nie kan saamstaan nie. Ons groepe word geïnfiltreer deur liberaal denkende individue wat gou die hele storie omvergooi. Dit is hulle doel. En sodra daardie ouens hulle opinies en bydraes begin lewer op ons groepe, ons eensdenkende groepe, dan is daar bitter vinnig, is daar tweespalt en rusie. En dit is hulle doel, want ons vyand weet, 'n verenigde boervolk is 'n formidabele opponent, veral maar vir die Britte. Ons het 'n sterk reputasie vir as ons saam staan die dag. Daarom is daar faksies wat gefokus is om waar ons alreeds verdeeld is, ons verdeeld te hou. Bitter lief om vuil wasgoed te was in die openbaar. En dit skep persepsies van mense rondom ons volksgenote, wat ongevraagd is en lê onnodige klem daarop en dan bring dit verdeeldheid. Sodra die vuil wasgoed op die draad is, verander die opinies en ons wantrou en dit skep verdeeldheid. Ons laat nie die son oor mekaar skyn nie en sal eerder afkraak as wat ons verskille bylê en saam vorentoe gaan. Leidskap en saamhorigheid is toegeskop onder verbittering of dalk eerder die aanblasing van haat uit verskillende kwadrante uit. Doel is verdeeldheid en daarom is dit net sekere faksies wat daarvoor val. Jy kan dink wat jy wil van wat ek nou gaan sê, maar daar is mense rondom ons wat teenoorgestelde is van die hatige rassiste daar buitekant. En ons as boervolk behandel daai mense met nait, want hulle is maar steeds net van daai nasie. Maar dit is spesifiek daai nasie wat bereid gaan wees om as 'n buffer te dien tussen die swart massas en die wit boervolk. Wie hulle is, sal ons nooit kan sê nie, want wie kan ons nou eintlik vertrou? En nee, ek sê nie, ek gaan staan hand in my blaas met 3 mense nie, maar moenie 5 oor die kleurlyn nie, soos wat die wit liberales doen nie. Wys jy is boer, met boere maniere, as jy gegroet word, groet ordentlik terug. Julle staaltjie vertel. Ek draf, maar ek is op 'n agterpaadjie, en dit is vroeg die oggend, ek is moeg, is 'n stretch wat ek al gehardloop het, en hier kom 4 mans van vooraf. Ek dink myself, wat is my kanse? En ek is moeg, daar's 4 van hulle en hulle is jonk. En toe ek by hulle verby hardloop, toe groet hulle my vriendelik en sê vir my, good morning sir. En dit is daai tipe gedrag wat ons baie keer miskyk. En nie met respek teruggroet en sê good morning en dan aangaan met jou daaglikse routine nie. En ons sal nooit weet of jou lewe van hierdie mense afhang nie. Ons sal nooit weet nie. Kom ons gesels 'n bietjie oor die gelofte. Die gelofte is 'n ding wat baie aandag kry deesdae. 15 Desember 1838 word die gelofte afgelê wat 'n ongelooflike wonderwerk voorafgaan. Gaan kyk maar na die feite, daar's baie video's oor hierdie onderwerp. Waar 'n handjievol boere ongeveer 20.000 Zulus verslaan het. Nou vra ek vir jou vandag, het ons die mag van God vergeet? Ek dink ons moet bietjie daardie aspek herondersoek. Wie is ons hemelse Vader nou eintlik? Hy's 'n almagtige God. Hy kan alles doen. Hy staan vir niks terug nie. By die aflegging van die gelofte word daar vir Silje gevra, wat gaan gebeur as ons nie hierdie gelofte nakom nie? Silje gesê, as ons nie die gelofte nakom nie, sal God ons in dieselfde mag oorgee as die waarteen ons beskerming gevra het. Iemand stuur nou die dag vir my die ding. Nou, as jy 'n vlag vertikaal wil drapeer, dan vat jy hom waar hy aan die vlagpaal hang en dan laat sak jy hom vooroor, nie agteroor nie. So hierdie 4 kleur wat julle hierso sien is onderste bo. So dit is my eerste probleem.
Maar nou staan hier staan hier gelofte van die boervolk 2025. Ek gaan julle een ding lees, ek gaan nie die hele ding lees nie. O Elohim, ons bid dat U 'n suiwering oor Suid-Afrika sal bring. 'n Suiwering wat elke wortel van boosheid, korrupsie en haat sal uitdruk. Verwyder die gees van verwarring, verdeeldheid en geweld wat oor hierdie land hang. Maak hierdie grond wat met die bloed en sweet van U kinders gevoed is, rein en heilig voor U. Breek elke valse altaar af. Vernietig elke vesting van die bose en plant U regverdige geregtigheid in hierdie nasie. So, as jy nou na hierdie ding kyk, dan sien jy dat hier's baie hedendaagse aspekte waarmee ons saamleef wat nou in hierdie nuwe gelofte gebring is. Hoekom moet ons 'n nuwe gelofte hê? Hoekom moet ons nou weer 'n gelofte aflê en sê dit is waar ons is en Here help ons uit hierdie penarie uit. Dit is wat die probleem is hierso. En ons is vinnig om 'n nuwe ding te gaan doen. En dit is hoekom? As ons op daai punt kom wat ons weet jy wat, ons is nie in 'n huwelik wat ons na 10 jaar dan hernie ons huweliks dinges is nie. Maar in elk geval, as ons na 10 jaar ons huweliksbelofte aan mekaar hernie as man en vrou, dan gebruik ons presies dieselfde huweliksformulier. Ons gaan nie skryf 'n ander formulier nie. Ek weet as mode vir baie mense, baie paartjies om deesdae hulle eie huweliks formulier te skryf. Maar is dit nodig? As die Hemelse Vader onveranderlik is, hoekom is ons in die penarie waar ons is? Het dit nie dalk iets te doen met die gelofte nie? Dink 'n bietjie mooi. Hoekom moet ons die gelofte herskryf? Hoekom moet ons die Hemelse Vader verpolitiseer? Hy is 'n onveranderlike. Ons is die wat verander het. Hy is nie 'n politikus nie, wat sy mense val met leuns nie. Ons roep uit en vra, Here, hoekom het U ons verlaat? Maar ons luister nie na daai stem wat sê, hoekom het julle my verlaat nie? Ons moet weer die 1838 gelofte eer, want dit is daardie gelofte wat ons verbreek het. Nou gaan ons gaan skryf 'n nuwe gelofte. Dit werk ons nie so nie. Ons moet God erken as die onveranderlike, as die een God en die een gelofte wat ons voor hom afgelê het, as 'n boerevolk of die trekkers op daai stadium. Ons moet weer teruggaan en, soos in die verlede, onsself voor hom, die onveranderlike, almagtige Hemelse Vader, gaan verootmoedig. As ons as 'n volk kan saamstaan met dit, in eenheid voor die Vader, dan het ons 'n wenkans. Kom ons kyk, waar sit ons vandag? En dan gaan ons terug in die geskiedenis, 1834. Die staat het 'n gereedskapstuk van die kerk geword. En die kerk was een van die hoofredes wat my boere getrek het. Die Kaapse kerk van daai tyd, as jy nie jouself aan die kerk onderwerp het nie, met die kerk se reëls en die kerk se politiek, want die kerk en die politiek het lekker gevyf daai tyd, dan, en jy kon aan niks in die kerk deelneem as jy nie die kerk, jouself aan die kerk se reëls en regulasies onderwerp het nie. Daar staan goeders geskrywe in geskiedenisboeke in die buiteland wat nie in ons geskiedenisboeke staan nie. Kinders wat aan 'n wa vasgemaak is, dan as die wa se disselboom is geswaai sodat daai kind gerek is. Daai kind skree van pyn om die ouers te kry om alles self aan die kerk te onderwerp. Dit, onder andere klomp goeders, en dan die onvermoë of dalk eerder die weiering van die regering van daardie tyd om boere te help in die stryd teen plaasaanvalle. Nou, waar ons sit in 2025, word daar weer opgetrek teen die boer. En die kerk loop voor. Hulle steun die regverdige verdeling van grond. Nou, vra ek vir jou, as daar 3 geslagte op 'n plaas boer, hulle het alles ingesit, daai grond is besig om sy optimale opbrengs te lewer.
Nou word daai grond weggevat. Daar's 870 plase, staatsplase waar daar niks aangaan nie. Nou word ons grond ook weggevat. Wat gaan op daai grond gebeur? Niks nie. En hulle steun die regverdige verdeling van grond. Hierdie onteiening sonder vergoeding. Die enkele kerk saam met dit. Wil sê, grond moet verdeel word. Weer eens is die kerk. En boonop by die kerk so verval dat mense begin gryp na strooialms. Elke tweede ou maak sy eie kerk oop. En wie weet wat sy evangelie word verkondig in daai kerk. Sakramente verdwyn uit die kerk uit. Die derde sakrament, die huwelik, is so verwronge deur van hierdie kerke. Geen wonder, die mense is heeltemal verdeeld nie, want een ou sê ja, dis reg, en die volgende ou sê nee, dit is nie reg nie. En ek sê nee, die feit dat die huweliksformulier so uitmekaar uit geruk is verkeerd. Die tweespalt word juis veroorsaak, soos ek sê, deur die Boendo evangelies. En dit bring ons op 'n punt waar ons begin terugkeer na eenvoud. Ons moet terugkeer na een God, een verlosser, een gees wat ons dryf. Ons het nie 'n nuwe gelofte nodig nie. Ons het eenheid en geloof nodig in 'n almagtige hemelse Vader wat vir ons deur die eeue alreeds gelei het. Ons het niks anders as dit nodig. Dit is die beginpunt. Dan kan ons die ander klein goedertjies begin uitsorteer. Maar elkeen van ons moet op 'n punt kom. Ons sê, Quo vadis, waar gaan ons met ons geloof heen? Kan ons bekostig om ons geloof te vernieuw? En ja, ons doen. Ons is wel besig om ons geloof te verdien. As jy kyk na al die goeders wat ek nou net gesê het, waar die kerk is op die stadium. Dis die vernieling van ons geloof in die kerk. Bring dit teweeg. En daar's baie predikante daar buitekant wat hulle bes probeer om die woord suiwer te hou. Maar hulle moet ook kan ook net so ver gaan, dan gryp die synode in en sê, dit is wat jy moet verkondig. Weer gesê, die aspek van selfverskikking en die volksstaat is ook besig om ons te verdeel. Nou wil ek vandag vir jou vra, ek het al voor dit gevra, ek het 'n plakker gemaak, wat ek 'n quasi vraag van iemand gehad het, wat nie bestaan het nie, en hom net so in die groep gegooi het. Wat gesê het, waar is die volksstaat? Wat is die gebied wat die staat vir ons sal gee? Kom ons, ek dink in terme van die 93 akkoord. Wat is die area wat die staat vir ons sal gee is 'n boerevolk om self te regeer? Waar is dit? Antwoord vir my daai vraag. Nou wil ek ook weet, moet almal dan nou soontoe? Verduidelik vir my die logistiek rondom 'n hele boervolk wat, kom ons sê, Noord-Natal toe trek. Ek weet, ons is nie te veel om daar te gaan bly nie. Maar verduidelik vir my daai logistiek. En dan wil ek vir julle terugvat, weer in die geskiedenis terugvat na 1834 toe. Koning Faku van die Pondus het 'n stuk grond basies van Umkomaas af in KwaZulu-Natal af tot by een of ander rivier. Dis 'n massiewe stuk grond. As jy vat van waar Umkomaas is tot waar hierdie rivier in die Indiese Oseaan uitmond, dan is dit 'n stuk grond wat van noord na suid 280 km wyd is. En dan ook nog omtrent 200 km, 250 km wyd van oos na wes, van die kus tot by die Lesotho grens. Nou, hy het hierdie grond het hy vir die boerevolk gegee, om as 'n buffer te dien, tussen hom en die Zulus, wat sy vee weggeroof het. En, so daar's grond. Daar is die Piet Retief traktaat. Daai grond is ook onderskoot. En daar gaan groot moeilikheid kom, ek sê vir julle. Daar's die 93 akkoord, wat sê, daar sal vir ons grond toegeken word vir selfbeskikking. Daar's die Boererepublieke. Ons het baie grond. Ons moet net daardie grond begin inneem
en ons boererepublieke hersien en weer die onafhanklikheid oor ons boerestate uitroep. Ek gou vir julle 'n video wys. Afrikaans sprekende Afrikaner is en toe later geval die Afrikaans sprekende kwalifikasie en ek word nou groot sogenaamde Afrikaner. Ek het nou dokumentasie gesoek wat my onafhanklikheid erken. Ek kry dit nergens nie. Ek het al gekry die Sondervier Konvensie wat die onafhanklikheid van die immigrante boere erken. Die Bloemfontein Konvensie wat die onafhanklikheid van die ingesetenen en die inwoners van die Oranje rivier soewereiniteit erkennen en briewe in die archief geskryf in 1854 aan die Volksraad, praat die mense van hulle self hoofsaaklik as boere. 25 Januarie 1902 het die Nederlanders aide-memoire op Frans gerig aan die Britse regering, waarin die term boer 11 keer en uitsluitlik gebruik word. En die Britse antwoord daarop word die term boer 12 keer en uitsluitlik gebruik. Die Vredesverdrag van vereniging. Ons moet nou nie die Engels ons voorsê wat se ding is 'n boer. Die Vredesverdrag, dis nie 'n kwessie van voorsê nie. Die Vredesverdrag van vereniging het die onafhanklikheid het vrede gesluit met die boere van die Transvaal en van die Vrystaat en het aan hierdie mense in klousule 7 selfbeskikking op hulle eie grondgebied in die vooruitsig gestel. Nou wat sê jy nou van 'n Kaapenaar wat vir homself graag vereenselwig, selfs met jou politieke oortuigings en sê maar ek wil ook 'n boer wees? Die boere wat in die boereoorlog deelgeneem het, was die boererebelle van die Kaap, die boere van die Vrystaat en die boere van Transvaal. Die boere is mense wat oor hulle self wil regeer. Dis die verskil tussen 'n boer en 'n Afrikaner. Want in 1880 alreeds het die woord Afrikaner 'n politieke definisie bygekry, dit was die lede van die Afrikanerbond. In 1882 het die lede van die Afrikanerbond amptelik afstand gedoen van hulle reg op selfbeskikking deur lidmaatskap van die Britse Ryk en die soewereiniteit van die Britse koningin te aanvaar. In 1899 het hierdie selfde mense amptelik georganiseer teen 'n algemene boereopstand in die Kaap. Chamberlain het vir Milner gesê in 1898, as jy 'n oorlog teen Transvaal wil afdwing, moet jy sorg dat die meerderheid van die Afrikaners in die Kaap kan kies vir die Britse Ryk en hulle het. En Jan Smuts het in 1902 by die samesprekings van vereniging verslag gedoen oor die toestand in die Kaapkolonie, deur onder andere te sê dat die Engelse 50.000 Engelse en Hollandse Afrikaners onder die wapen het wat oorlog gemaak het teen die boererebelle. Nou is iemand 'n Afrikaner wil wees, dit staan hom vry. Ek het net slegte nuus vir hom. Hy het geen reg op selfbeskikking nie, dit is alreeds in 1882 prysgegee. Verder, aan my volk is selfbeskikking beloof met die Vredesverdrag van vereniging klousule 7. En enigiets wat intussen gebeur het om hierdie selfbeskikking onmoontlik te maak, is 'n verbreking van 'n vredesverdrag. En onder die kosmiese wette, en Maxime nou mooi hoor wat ek sê, en julle moet wat luister, onder kosmiese wette, as jy 'n vredesverdrag loop staan verbreek, moet jy 'n oorlog verwag. En dis nie ek wat oorlog verklaar nie. Onvermydelik loop ons in 'n bloedige oorlog, burgeroorlog in. Hierdie ding is buitendien geprofeteer. Die profesie kan nie herskryf word nie. Dis ons voorlag. Maar Skak, ek gaan nie saam met jou in die oorlog beklei nie hoor. Ek beloof jou. Nee, as jy Afrikaner is my boetie, gaan ons teen mekaar beklei. Maar die Amalekiete is die Afrikaners. Boere se Amalekiete is die Afrikaners. En die skrif se instruksie is duidelik. As die volk uiteindelik in vrede leef met die nasies om hulle, dan moet hulle die Amalekiete uitroei van die gesig van die aarde. Nou maar sê nou my ma, ek het nou die probleem, my pa se geslag was deur die groot trek gekom, maar my ma se mense kom van die kolonie af. Nou waar laat dit my? Nou maar wat het jy dan 'n probleem met? Die gesalfde nie in die Nuwe Testament gesê dat hy nie gekom het om vrede te bring nie, hy het gekom om verdeeldheid te bring, dat daar dat seun teen vader sal staan, dat dogter teen moeder in opstand sal kom ensovoorts. Ja. Dit is dan geprofeteer. Nou wat net julle mense, wat sukkel julle so? Dis waar ja.
Maar ja, Skak, nee, maar is dankie. jy nou lekker beklei? Ek hoor jou en ek verstaan nie alles nie en ek stem beslis nie meer saam nie. Sê is dit man, gee ons land vir ons terug. Die Duitsers het in hierdie eeu in 2 wêreldoorloë beland. Ons weet nie wie hulle is nie. land verloor nie. Hulle het nie hulle identiteit verloor nie. Waarom dring julle daarop aan om volksmoord te pleeg op die boervolk? Nee, maar ek kom van die Vrystaat af en julle wil dit ook hê. Gee ons identiteit aan ons terug en gee ons land aan ons terug. Dan sal daar vrede wees. Maar Skak, jy wil die Vrystaat hê en ek wil nie die Vrystaat vir jou gee nie. Jy wil die Vrystaat hê en ek kom daar vandaan, is my land ook. Ek wil dit nie vir jou Die gee nie. Vrystaat en die Transvaal hê, dit is boerland. Sorry Skak, jy kan hom nie kry nie. Kom ons gaan oor, baie dankie Skak, dit was baie lekker. Kom ons gaan oor na En nou wil ek weer vir julle vra, Quo-Vadis, waarheen gaan ons? Is ons op daai punt, as gevolg van die uitspraak van Silje, is daar 'n vloek oor ons gelofte? Omdat ons nie die gelofte nagekom het nie? Of is dit bloot die stryd tussen lig en duisternis? Want daar word in baie van hierdie profesieë word daar gesê, dit sal kom tot op daai punt en daai ouens se ekonomie sal sterker word en Duitsland sal 'n helpende hand na ons toe uitsteek en dit sal gebeur en hierdie ouens sal vlug, hierdie ouens gaan dit en daai. Daar is soveel goeders, daar is soveel goeders wat in ag geneem moet word omtrent Siener van Rensburg se profesie. So dat dit, as jy na daai profesie kyk, dan sien jy daar's op 'n punt wat alles honkie-dorie gaan wees. En dan is daar ook hierdie karakters, ek gaan nie hulle name noem nie, wat om Siener se werk vat. En dit gaan versnipper, sodat hulle profesie kan uitbring om hulle self te pas. As baie van, daar's 'n hele paar van, ek dink daar's 3 van hulle. Julle weet van wie ek praat. So, dit is op daai punt. Nou vra ek vir jou, is daar 'n probleem met waar ons is? Waarheen gaan ons? Is daar iets wat ons nie raak sien nie? En daar's iets wat ek nie raak sien nie. Ek wil nie vandag vir julle kom preek nie. Hier is nie 'n preek nie. Ek praat oor Quo-Vadis. Waartoe gaan ons? En ons kyk na die profesie, maar daar word nêrens. En kom ek sê vir julle vandag, en ek het dit nou die dag, het ek daar so in die Wes-Transvaal, of daar in die weste van Gauteng, daar by Danetron monument, het ek vir die mense gesê, ons leef in 'n klein seisoen. Kyk wat rondom ons gebeur. Gaan meet daardie goeters aan wat in die boek van Openbaring staan. As jy agterkom, mense, ons is in 'n klein seisoen. So, nie een van hierdie profeseë sluit enigstens in die wederkoms van ons hemelse Vader nie. So, nou vra ek vir julle, Quo-Vadis, waarheen is ons op pad, as ons onsself, en ek sê nie daar's fout met oom Siener van Rensburg se profeseë nie, maar, waar is die wederkoms aspek, want dit word nêrens genoem nie. Nou kan julle begin dink. Nou vra ek weer vanmiddag vir jou, Quo-Vadis, waarheen is ons op pad?